Ons hoop dit gaan vir u ook 'n wonderlike ontmoeting met ons hemelse Vader wees. Kom ons sing tot eer van die Here en ons gaan begin met lied 200. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. En ek dink ons kan werklik waar vir die Here dankie sê vir al die goedheid wat hy aan ons te bedeel het hierdie jaar wat verby is sover. Jong mense vanoggend baie welkom sê en vir ons voorsangers, baie dankie vir julle. Ons sing die volgende lied, lied 177, Jesus groot bo almal. Volgende lied, Halleluja, U is koning.
Psalm 105, ons gaan dit 2 keer sing. Hy is die een wat ek lief het. Volgende lied, Vonk 3 en 4, vir die lewe elke oomblik. Ons laaste lied, Vlam 406, ek wil kom stil word. Baie dankie. Ek herinner net weer dat die selfoon is 'n klank afstand en dan sit ons dan
Welkom vir Dominee Hendrik. Vriende, assai. Daar is ek nou aan. Baie welkom vanoggend hier. Dis lekker om saam met julle hier te kan wees. Dis lekker om ook weer, dit het natuurlik sou meeste van julle verwag het of aangeneem het. Ek dink is laasweek. Jy's dit voel lank terug. Is dit laasweek wat ons ook gesinsdiens gehad het? Ja. Nou, dis daarom nie so erg nie. Ons kan maar meer as 1 week in 'n ry bymekaar wees. Dit was 'n glips op die kalender, maar dis nogtans lekker. En dalk sommer net so weer ietsie vertel of herinner hoekom ons dit doen. Ons leef natuurlik mos nou in 'n era wat ons eintlik verskriklik, ons hou nie daarvan om dit te herken nie, maar selfgesentreerd raak. Dinge gaan oor my, dinge gaan oor hoe ek dit nodig het. En dan kan ons baie maklik in die gat trap om die kerk ook in daai manier te beleef en beskou. Ek kom na my gemeente toe want ek word bedien soos wat ek 'n behoefte daarin het, maar dis eintlik nie wat kerk is nie. Ons is die gemeenskap van gelowiges. So daarom is dit vir ons baie belangrik dat ons nie hier in die kerk sit en daar in die saal sit en van mekaar vergeet nie. Want ons is saam gemeente. Ons is saam geroep. En al het daar nou 'n glipsie in die kalender ingeglip, dis lekker om vanoggend weer saam te kan wees en ons kinders hier te kan hê. Ons is dit volgende naweek lang naweek, nê? Nee. En jeugdag, so volgende naweek is daar nie in die saal, is aan die kerk nie, maar ek wil vir Anita hulle verskriklik dankie sê. Hier is 'n klomp van ons kinders uit ons gemeente en ook uit my huis uit van ons kinders se kuns en ons goed om weer te herinner ook aan waarmee ons besig is. Ons is besig om die toekoms te bou, ons hou nooit daarmee op nie. Ons is besig om die koninkryk te bou. En daarom is dit lekker om ook vandag iets te kan vier van ons kinders wat besig is om te leer en gevorm te word en te droom. En ons hoop dat ons iets daarvan ook in hierdie diens kan onthou en ook daarmee saam met ons huis toe vat. Vriende, ek gaan oor die afkondigings, ek gaan nie baie sê in die afkondigings oor die afgelope week nie. Want ek gaan in die diens heel wat verder daaroor sê, wat net wel baie belangrik is. 'n Klomp van julle het kastrolle en allerhande goed oor die afgelope week, ekskuus julle, ek klink baie beter daarom, maar ek is nog nie heeltemal reg nie. So 'n klomp van julle het kastrolle en goed geleen vir die kerk vir die afgelope week. So ek wil julle kan na die diens asseblief gou daar in die kerk se kombuis gaan kyk. Al daai kastrolle en goed, dit is oop daar vanoggend dat julle goed kan kry. So dit sal ons baie help as jy dalk vanoggend gou jou kastrol en okay, dis nie 'n afkondiging daai nie. As julle kastrolle daar wil gaan kry. Dan verder, vriende, diens van barmhartigheid wat weer eens vra, die toiletsakkies wat ons by die kliniek uitgee, daar, ekskuus tog, regtig vanoggend gehoes nie en nou skielik. Tandeborsels, tandepaste, aanrol die ouderend, klein pakkies tissues, wat nodig is om by die kliniek die sakkies te kan gee vir die mense wat skielik moet hospitaal toe. En dan vriende met ons ek dink dis dit. En dan ons voorbiddingslysie, ons dink aan Terina Eilwood van Frans Kraal, Monica Stoffberg van Frans Kraal. En dan dink ons aan die familie van Elsabie Vermeulen van Pearly Beach wat oorlede is. So vriende, dis dit. En dan die van julle sal ook sien,
Ja, ek dink daai goed, die van julle wat daar betrokke is, sal weet. En vandag wat ons deuroffer gaan vir die instituut van blindes. Kom ons hoor vriende, verjaarsdag die week. Enige verjaarsdag die week? Kan dit wees, daarbo is 'n verjaarsdag. Daar is daarom, hierso is daarom ene. Baie geluk op. Nog enige verjaarsdag hieronder? Daarbo is een gewees, baie geluk. Kom ons hoor dan huweliksherdenkings. Enige huweliksherdenkings. Daar is hy. Baie geluk julle twee. Hoeveel jaar is dit nou? 48. Sjoe. Baie geluk julle. Nog enige huweliksherdenkings? En dan doopdatums. Enige doopdatums vandag? Geen doopdatums nie. Alright. Nou vriende, ek wil vanoggend wil ek heel eerste 'n kersie aansteek vir 'n klomp van ons lidmate, vir 'n klomp van julle wat vanoggend hier sit. Kom ons noem dit 'n dankbaarheidskersie. Om vanoggend vir die Here dankie te sê vir 'n klomp mense wat die afgelope week verskriklik moeite gedoen het en gewerk het om hoop te gee vir mense wat deur trauma gaan. Ons sê vir elkeen van julle dankie wat julle harte oopgemaak het. Ons steek ook vanoggend 'n kersie op vir elke mens wat die afgelope week hier in ons gemeenskap deur trauma gegaan het. Wat onseker was oor hulle eie veiligheid, onseker was en waarskynlik nog steeds is oor hulle toekoms, oor waar kos dalk selfs vanmiddag of vanaand vandaan gaan kom. En ons steek dit eintlik op om ook te sê, Here, daar's min woorde. Sien raak. Want daar's mense vir wie U lief is wat seer het. Kom ons sing vanoggend ons toetredingslied. Dis 'n bietjie minder bekend dink ek, lied 162, ons sing vers 1 tot 3. Kom ons sing dit staande. U self het ons geroep, Heer, daarom kom ons saam. U self het ons geroep, Heer, daarom kom ons saam. Verenig as die liggaam, loof ons U naam. Verenig as die liggaam, loof ons U naam. Regie tog ons gedagtes en lei ons deur U Gees. Regie tog ons gedagtes en lei ons deur U Gees. Laat ons verseker weet U sal hier wees. Laat ons verseker weet U sal hier wees. Kom open ons harte en spreek tot elke oor. Kom open ons harte en spreek tot elke oor. Laat ons van al die dade U liefde hoor. Laat ons van
Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land. Weg van jou familie en jou ouerhuis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie vir jou verwen sal ek vervloek, en deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en God die Gees wat ons roep om tot seën te wees. Amen. Vriende, kom ons sing ook ons loflied vanoggend, Vlam 113. Ons sing vers 1 en vers 2 is baie bekende lied. Vlam 113, ons kan dit ook staande sing. Ons gaan vanoggend uit Psalm 33 uit lees, is die leesrooster teks. Maar voordat ons saam gaan lees, wil ek hê ons moet 'n paar oomblikke stil raak, en dan gaan ons net so terwyl ons sit ook, gaan ons as belydenis eintlik vanoggend lied 190 sing. Ons sing daar vers 1 tot en met vers 3. Ek gaan eers vir ons 'n gebed doen, ons sit net so. Here, vir baie van ons wat vanoggend hier sit, het die afgelope week maar soos normaal aangegaan. Normale dinge, normale sake. Terwyl ander hier rondgeskarrel het om te versorg. Want hier om ons was mense in vrees.
Here, mag ons vanoggend U woord oopslaan en U stem hoor, soos U wil, nie soos ons wil nie. Amen. Suksesvol 13 jaar in die bediening, en vanoggend die eerste keer is ek die een wat vergeet het om my foon op silent te sit. Kom ons sit net so, en dan sing ons vanoggend lied 190, ons sing vers 1 tot en met vers 3. Psalm 33, het sluit eintlik mooi by dit wat ons in lied 190 nou gesing het aan. Psalm 33 is die eerste ding wat belangrik is dat hierdie psalm, ek dink, slaan ek nou vir 'n oomblik blank, akrostiese psalm is, dink ek. So elke vers is die volgende letter van die alfabet van die Hebreëus. En is eintlik die oomblik as dit gebeur, dan is daar iets belangrik wat jy moet snap. Is die digter het dit uiters belangrik gevind om dit so in te rig, want die hele psalm moet eintlik gelees word. Iets van A tot Z. Ons kry in die Grieks, in die Nuwe Testament, hoor ons mos die begrippe, die alfa en die omega, die eerste en die laaste letter, so die hele pakkie, die volkomenheid. Psalm 33, wat so ingedeel is, ek gaan vanoggend die eerste 15 verse lees. Iets hier van wat ons ook in lied 190 gesing het. Regverdiges jubel oor die Here, 'n loflied pas by opregtes. Dank die Here met begeleiding van liere, besing hom met begeleiding van 10 snarige harpe, sing vir hom 'n nuwe lied, speel mooi op snaarinstrumente met uitroepe van vreugde, want die woord van die Here is reg en al sy werke is betroubaar. Hy's lief vir reg en geregtigheid, die troue liefde van die Here vul die aarde.
Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond, die hemel se hele leer. Hy hou die water van die see soos 'n dam bymekaar. Hy gaar die oerwaters op in voorraadkamers. Die hele aarde moet vir die Here ontzag hê. Hom moet al die bewoners van die wêreld vrees, want hy het gepraat en dit was daar. Hy het beveel en toe staan dit daar. Die Here verydel die raadsplanne van nasies. Hy dwarsboom die planne van volke. Die raadsplan van die Here bestaan vir ewig. Die planne wat hy bedink van geslag tot geslag. En dan vers 12, die leesrooster stop by vers 12. Ek het gevoel, ek dink nie mens kan stop voor vers 15 nie. Gelukkig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy as sy eiendom gekies het. Uit die hemel kyk die Here, hy sien alle mense. Uit die plek waar hy woon, beskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat elkeen van hulle se denke vorm, insig het in alles wat hulle doen. Ons lees tot so ver toe. Nou, die eerste ding wat mense oplet, as jy gaan kyk, die psalms gewoonlik begin mos altyd met of 'n psalm van Dawid, 'n psalm van Asaf, of vir die koorleier en 'n klomp opmerkings wat vooraf begin. Psalm 33 het eintlik geen opskrif in die Hebreëus nie. Hy begin net. En daar's van die kundiges wat reken, maar dis dalk nie toevallig nie. Dalk is dit juis doelbewus so gedoen om hierdie psalm eintlik 'n universele tydlose aard te gee, eintlik dit gemeenskapseiendom te maak. Dat ons elkeen eintlik ons naam hier kan inskryf, of ons gemeente se naam hier kan inskryf, in enige tyd, dat ons iets hiervan ons eie kan maak. En dan die volgende ding wat baie belangrik is as jy gaan kyk na die heel eerste vertaling van die Ou Testament, die Septuaginta, dan is Psalm 33 is hy saam met Psalm 32. Dis een psalm. Dis eintlik verskriklik mooi. Psalm 33 wat hierdie absolute loflied is, hierdie nuwe lied vir die Here. Om uit vreugde en uit oorvloed uit die Here te loof vir hoe wonderbaarlik en volkome van A tot Z die Here is. Maar dan kyk jy na Psalm 32 wat dikwels geag is as saam. Dan is Psalm 32 hierdie indelf in die digter se eie gebrokenheid, sy eie sondigheid. Hoor vers 3 van Psalm 32, toe ek stil gebly het my gebeente broos geword en onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my, my lewenskrag het weggekwyn soos in die hitte van die somer. Hierdie absolute geworstel met sy eie sonde, sy eie mislukkings. En dan wonder ek of mens moet versigtig wees om te veel in te lees, maar ek wonder tog, is daar nie dalk iets hierin tussen hierdie twee psalms dat die wonderlike is hoe lof dikwels in hierdie lewe gebore kan word en word uit pyn uit. Daar waar mense in opregtheid stoei met die seer, in opregtheid stoei met die pyn van hierdie lewe, met hoe stikkend ons soms is. Dat daaruit hierdie loflied gebore word. En vanoggend het ons 'n paar lofliedere al saam gesing. Ten spyte van hierdie week.
Ek seker daarvan almal van ons is vanoggend bewus van wat in die afgelope week hier by ons afgespeel het. Mense het verskillende opinies en perspektiewe op dit. Mense wat weggejaag is, mense wat vir hulle lewens gevlug het oor die hele Oeverstrand. Dink aan die mense wat daar buite Kleinmond vir 2 dae lank in die berge gaan wegkruip het. Dink aan die mense wat hier in ons eie toerisme sentrum gesit het. Wat in 'n groot mate deur ons gemeente, deur julle versorg is. Mense wat te bang is om daar te bly en net vinnig iets kom soek om te eet en dan weer in die bosse hier rondom ons gaan sit. En dan kom nooi Psalm 33 vir ons, hierdie tydlose, naamlose Psalm, kom nooi ons en sê maar, regverdig is, jubel oor die Here. 'n loflied pas by opregtes. Dit is moeilik deesdae om te weet wat reg en wat verkeerd is. Dit is moeilik om werklik te sien. So die Psalm 33 begin met hierdie oproep. Die opregtes. Die woord vir hierdie opregtes is die woord yashar in die Hebreëus en letterlik beteken dit om regop te wees. So eenvoudig soos dit. Hulle wat regop staan. Mense wat regop voor God staan, word genooi om hier te kom sing, om te jubel oor die Here. En dan net 'n paar verse later dan lees ons daar, want die woord van die Here is reg en al sy werk is betroubaar. Nou daai woord van die Here is reg, is ook die woord yashar. So hier staan, wie moet sing? Hulle wat regop staan voor die Here. Hoekom moet hulle sing? Want die woord van die Here staan regop. Hulle wat geroep word om te sing, ons wat geroep word om te jubel. En aan die ander kant, die woord van die Here, die rede om te jubel, is dieselfde rede. Want ons staan regop. Want die woord van die Here staan regop. Want die mense wat hierdie God kan loof, begin al meer om te lyk soos hy, regop, met integriteit. Mense wat hulle kop optel. En die vraag wat ons dalk na die afgelope week moet vra, is kan ons regop staan? Het ons die reg, het ons die ruimte om hier regop te kan staan na wat ons gesien het, na wat in ons gemeente, onder ons in ons gemeenskap afgespeel het? Psalm praat ook van 'n nuwe lied. Die tema van 'n nuwe lied is ook redelik gereeld en dit gaan nie daaroor dat dit elke keer iets moet wees, 'n lied wees wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Dit gaan nie daaroor dat dit iets moet wees wat niemand anders aan gedink het ooit nie. Nee, maar dit gaan dat dieselfde lied, dit wat ons sing, dit wat ons bely, in elke nuwe konteks nuut en vars kan wees. Elke keer as ons sing, is ons lied nuut. Omdat God se gunste elke dag nuut is. Omdat hierdie God, wie se woord regop staan tussen ons. In die storms van die chaos van hierdie lewe. Daarom kan ons nuut sing.
Hierdie woord staan regop deur 'n lang geskiedenis. Skepingsverhaal, die uittog uit Egipte uit, die kruisverhaal, die opstanding. Elke keer dink ek die afgelope week, kan ek myself net nie keer nie. Ek dink onwillekeurig so jaar of 2 terug, ek en my pa so bietjie deur so fase gegaan wat ons bietjie die familiestamboom rondgekrap het en gaan kyk het waar ons vandaan kom. En die afgelope week dink ek aan myself, baie van ons het eintlik maar presies dieselfde manier hier aangeland. 4 Augustus 1688 het die Joubers hier aangekom. Gevlug, omdat daar nie meer hoop in Frankryk was nie. Vandag sit ons hier. En ek is self vir myself twee ek ook die hele tyd, maar wat moet regtig gebeur? Wat is die antwoord? Ja, daar's geen twyfel dat ons regering hierdie goed swak hanteer en beter kon en moes en moet hanteer nie. Maar wat is regtig reg? Wat moet ek sien? Hoe moet ek regop staan wanneer soveel seer rondom ons afspeel? En ek gaan ons na vers 4 en 5, want die woord van die Here is reg. En al sy werk is betroubaar. Hy's lief vir reg en geregtigheid. Die troue liefde van die Here vul die aarde. Hierdie is so vol, hierdie 2 verse met 'n klomp kernbegrippe van wie hierdie Here is, wie hierdie God is, wie se woord regop staan deur al hierdie eeue en millennia. Hy is die een wat reg is, Yashar, hierdie regop staan. Hy is betroubaar, die konstantheid. Sy woorde wat nie leeg terugkeer nie, geregtigheid, die herstel van verhoudings, om reg te maak dit wat skeef geloop het, en dan sy reg, sy oordeel. En dan kom die woord wat eintlik die tema van die Ou Testament is vir my, is sy gesed, sy troue liefde. Hierdie een onveranderlike van God, sy troue liefde wat altyd staan in 'n gebroke wêreld. En die Psalm sê dit met merkwaardige duidelikheid, hierdie gesed vul die hele aarde. Nie net die kerk nie net my en jou groepie nie net mense wat soos ons lyk, soos ons praat, soos ons dink nie, maar almal, die hele aarde word met hierdie troue liefde gevul. En dan vers 6 tot 9, die woord van die Here is die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond die hemelse hele leer. Hy hou die water van die see soos 'n dam bymekaar. Hy gaar die oerwaters op in voorraadkamers. As jy hierdie mens hoor iets hier van die skepingsverhaal en dan moet jy altyd die agtergrond onthou, die skepping vanuit chaos. En dikwels vir hierdie antieke Midde-Oosterse mense is die see 'n krag van chaos gewees, iets wat nie getem kan word nie, iets wat nie beheer kan word nie, iets wat hulle diepste angs ook eintlik mee kan vereenselwig, die simbool van chaos.
En hier kom hierdie psalmskrywer en hy kom gee eintlik so ongelooflike mooi, eenvoudige begrip as jy nou weet hoe hulle wêreldbeskouing was met die aarde wat op sy pilare gestaan het en hierdie koepel wat die oerwaters uitgehou het en die Here wat die sluise kom oopmaak het om die reën in te laat. En hier kom sê hy, maar hier's eintlik is hierdie chaos is vir die Here nie so moeilik nie. Hy kom maak hierdie chaos, maak hy as die see, soos 'n dam bymekaar. Hy kom gaar die water, die oerwaters, oor hierdie koepel kom maak hy in sy stoorkamer bymekaar. Dis hierdie God wat in hierdie chaos regop staan. Dis hierdie God wie se woord in hierdie chaos regop staan. Dis hierdie God wat in die afgelope week in die Oeverstrand sy woord laat regop staan het. Beteken nie dat die chaos verdwyn nie. Die seerkry is werklik. Maar hy bly die een wat ons in hierdie chaos dra. Na vers 11 en 12 wat oor die raadsplan van die Here bestaan vir ewig, die planne wat hy bedink van geslag tot geslag. Gelukkig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy as sy eiendom gekies het. In 'n preekstudie oor hierdie gedeelte maak iemand die opmerking wat sê God se wêreldpolitiek is woordpolitiek. Dat sy mag nie werk deur geweld en dreigemente nie, maar deur 'n woord. Nou die rede hoekom ek by vers 12 wou ophou nie, want vers 12 dink ek is die tipiese goed wat so dikwels in die verlede en selfs vandag nog vir my eintlik regverdiging is van ek in my klein hoekie en jy in joune. Gelukkig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy as sy eiendom gekies het. So maklik wat ons dit kan gebruik om te sê, maar ek is gekies. Ek is vir God spesiaal. Ek behoort aan sy groepie. Ek is die een wat deur sy reg, deur sy trou, deur sy orde, deur sy betroubaarheid beskerm word. En dan maak ons dit los van wat in vers 13, 14 en 15 staan. Dan maak ons dit los van wat ek in Genesis 12 mee begin het, wanneer God vir Abraham roep. Verkiesing in die Bybel is nooit 'n eindpunt nie. Dis altyd 'n roeping. Wanneer God vir Abraham roep hy hom om tot seën te wees vir die wêreld. Wanneer die psalmdigter vers 12 sê, gelukkig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy as sy eiendom uitgekies het, dan kwalifiseer hy dit onmiddellik deur te sê uit die hemel kyk die Here, hy sien alle mense. Uit die plek waar hy woon beskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat elkeen van hulle se denke vorm, insig het in alles wat hulle doen. Almal. Dan gaan hy verder en wys hy uit. God ken die binnekant van elke mens. Hy wat elkeen se denke gevorm het. God sien nie net die situasie van buite af nie, maar hy kyk van binne af. Want dit was wat dit beteken om waarlik te sien. Dalk lê die antwoord, dalk lê die roeping hier, vriende, die vermoë om nie net vanuit 'n politieke oogpunt en vanuit 'n ekonomiese oogpunt en al die goed te kyk na ander mense nie,
maar om te sien wat God sien. Dit wat binne in ons gebeur, dit wat binne in mense se harte leef, want God sien die man van Mosambiek wat vir 2 nagte bang op die berg agter Kleinmond gesit het, koud, bang, weg van alles wat hy geken het, teleurgesteld, reg of verkeerd vir die feit dat hy hier is, wettig of onwettig, hy het gedink, hier gaan lewe wees. En hier vrees hy daarvoor. God sien die vrou wat in Gaansbaai net hier 'n paar 100 meter afgesit het, met haar kinders. Honger. Nie net vir brood nie, maar vir 'n toekoms. Vir 'n plek waar haar kinders met hoop kan leef. God sien ook die jong man wat iemand anders se deur oopskop en hulle uit hulle huis uitjaag. Hy sien ook die honger wat hy het, ook vir 'n toekoms. Die woede, omdat hy op geen ander manier hoop sien nie. Het gaan nie oor reg of verkeerd nie. Dit gaan oor mense sien soos God ons sien. Soos God vandag elkeen wat hier is sien. En dan nooi, die Psalm nooi ons om in hierdie stikkende wêreld na mekaar te kyk soos God na ons kyk. Nie net die situasie nie, nie net die politiek nie, maar die mens, die binnekant. Soos wat ons begin het, om regop te staan, ons wat geroep word, om te sing, word geroep, as hulle wat regop staan voor die Here. Soos wat sy woord, soos wat hy regop staan. Want dis hoe God se gesed, sy troue liefde werk, en nie van buite af as 'n abstrakte beginsel nie, maar van binne af. Een mens op 'n slag deur mense wat kies om hulle raak te sien. Mense wat kies om die honger te sien, mense wat kies om te sien ten spyte van die feit of ek dink jy hoort nie hier nie of jy hoort hier, nogtans te sê ek sien jou seer. Ek sien jou vrees, ek sien jou hopeloosheid. En daarom kan ons nie anders as om vandag vir elkeen wat die afgelope week dit gesien het en iets daaraan gedoen het, as om daarvoor dankie te sê nie. Want jy het iets van hierdie troue liefde van die Here gebring. Hierdie Psalm nooi regop mense om te sing. Mense wat streef daaraan om meer en meer te lyk soos die God wat ons aanbid, reg, betroubaar, getrou, in staat om elke mens te sien. Dis nie maklik nie. Want ons het ook nie al die antwoorde nie. Gesprekke oor werk en armoede en behoort is nie eenvoudige gesprekke nie. Maar ons sing vanoggend saam as gemeente nie omdat alles reg is nie. Maar omdat deur al die tye, deur al hierdie moeilik, God regop staan. En omdat ons hom sien en hy ons sien. En dan kan ons nie anders om te sing
as mense wat gekies is, wat verkies is, om te leef tot seën nie. Om te sien soos God sien nie. Om te sien tot in die binnekant van ander mense, ongeag of jy saamstem met hoekom of nie. Die God wat die oerwaters in die voorraadkamers pak, wat hierdie chaos so maklik in sy hand hou. Hy sien vir ons en hy ken ons. En hy roep ons om saam met hom sy gesed, sy troue liefde te leef en aan te hou om regop te staan. In die chaos van hierdie lewe. Here, ons kan so maklik in die gat trap om ook maar net deel van die chaos te raak. Ons kan so maklik ons eie opinies vorm en dan net eenvoudig daarby vas staan en vassteek en eintlik maar soos 'n steeksdonkie net eenvoudig hou by dit wat ons wil glo en wil sien. Amper kop in die grond. Here, maar U steur U min daaraan. Help ons, Here, om regop te staan. Om in hierdie onseker wêreld die vraag te vra: wat sien U in die harte van hierdie wêreld se mense? Wat sien U in die hart van ons vyande? Wat sien U in die hart van ons geliefdes? Here, help ons om dit te sien. En daarmee tot seën te wees. Mag ons regop staan, Here. Nie omdat ons verdien om dit te doen nie. Maar omdat ons U sien, wat soos 'n paal bo water regop in hierdie wêreld staan. Amen. Kom ons gee vir oggend geleentheid vir die offergawes.
Here, dankie dat U ons nie net aanvaar omdat ons gee of wanneer ons gegee het nie. Maar dat ons dit wat ons gee uit dankbaarheid kan gee. Omdat U troue liefde ons in die chaos van hierdie lewe omvou ten spyte van ons eie gebrokenheid. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend o ja, ek het vergeet daarvan. Baie dankie. Ek weet nie waar die briefie vandaan kom nie. Ja, dit is dalk ook nou 'n goeie punt om dit ook te sê. Ek wil voordat ons slotlied gaan sing, eerstens en dan sal ek die afkondiging sal ek maak. Baie dankie vir ons kinders, julle wat elke keer saam sing. Ons waardeer dit verskriklik baie dat julle saam sing en deelneem, en Asante, jy en jou span, dit is altyd lekker as ons so saam kan musiek maak. En dan op dieselfde noot, vriende, is dit vir ons, ek moes dit in die begin van die diens sê, en ek het nie dit neergeskryf nie, die donderdag wat verby is, julle sal onthou dat ons so tydjie terug het ons 'n paar sondae afgekondig dat ons vir proponent Rudiger van Huisteen beroep het na ons gemeente toe en dat hy tyd nou gehad het om bietjie te oordink. Ons is baie opgewonde om vir julle terugvoering te gee en te sê dat hy donderdag het hy sommer hier by ons sy beroepsbrief kom teken. So Rudiger gaan van 1 Augustus af begin hy as ons leraar met opdrag ons gesinne en ons kinders. Ons is baie opgewonde om te sien hoe die pad vorentoe gaan lyk vir hom. So dis vir ons baie lekker om vir julle die nuus ook te kan deel. En dan, vriende, sluit ons af met ons lied 526, bekende lied. Ons gaan hom 3 keer sing, 1 keer in Afrikaans, 1 keer in die oorspronklike Latyns, en dan sluit ons weer in Afrikaans af, en dit sluit aan by die troue liefde. Eintlik maar weer, net as 'n belydenis, dat ons vir die Here sê, Here, U troue liefde roep ons. Kies ons eerstens en daarom roep dit ons om hierdie liefde te gaan wees. So kom ons staan vanoggend en ons sluit af met hierdie lied 526. Ontvang die seën van hom wat lief is vir reg en geregtigheid. Ontvang die seën van die Here, wie se troue liefde die hele aarde vul. Vrede vir julle. Amen.